Hallo daar graad 4's en welkom. Is julle reg om jou breine so 'n bietjie te oefen vir die eksamen? Ek is hier om te help en ons gaan dit sommer op 'n lekker prettige manier doen. So kom ons spring dadelik weg en kyk wat julle alles onthou. Goed, voor ons begin, kom ons kyk gou hoe hierdie oefensessie van ons gaan werk. Dis baie maklik. Eerstens, ek gaan vir jou 'n vraag vra. Dan, tweedens, gee ek jou so 5 sekondes om mooi te dink oor die antwoord. En laastens, ons kyk saam na die korrekte antwoord. Onthou, hierdie is net om te oefen, so ontspan en doen net jou beste. Ons eerste ronde gaan oor gesonde omgewings. Is julle gereed? Mooi, hier kom die heel eerste vraag. Reg, vraag nommer 1. Dink 'n bietjie mooi, wat is die 3 heel belangrikste dinge wat ons nodig het vir 'n gesonde omgewing? Jou 5 sekondes om te dink begin nou. En die antwoord is skoon lug, skoon water en skoon grond. As jy dit reg gekry het, wel gedaan. Hierdie 3 dinge is mos die boustene vir absoluut alle lewe. Sonder hulle kan plante, diere en natuurlik ons mense glad nie gesond wees nie. Mooi so. Okay, volgende vraag. Ons weet ons het skoon water nodig, maar wat gebeur as daai water vuil is? Noem vir my 2 siektes wat jy daarvan kan kry. Jou 5 sekondes begin nou. As jy gedink het aan diarree of cholera, is jy heeltemal reg. Jep, dit wys jou net hoe gevaarlik vuil water kan wees en hoekom dit so superbelangrik is dat ons riviere en damme mooi skoon hou. Nou kom ons gesels 'n bietjie oor die lug wat ons inasem. Wat is die goed wat ons lug vuil maak? Noem 2 dinge wat lugbesoedeling veroorsaak. Kom ons gee jou 5 sekondes om te dink. As jy gedink het aan goed soos oop vure, die rook wat by fabrieke uitkom of die gasse uit 'n motor se uitlaatpyp, is jy 100% in die kol. As jy enige 2 van daardie kon noem, is dit perfek. Dit is van die grootste oorsake van vuil lug. Goed, ons weet nou wat die lug vuil maak, maar hoe affekteer dit ons liggame? Watter gesondheidsprobleme kan jy kry as jy vuil lug inasem? Kom ons dink gou, 5 sekondes. Ja, presies. Vuil lug kan maak dat jy sukkel om asem te haal, dit kan jou 'n aaklige hoes gee, jou bors kan seer voel en dit kan selfs lei tot borsinfeksies. Wel gedaan as jy enige 2 van hierdie kon onthou. Goed, nou vir grondbesoedeling. Vuil grond is mos nou 'n broeiplek vir allerlei nare kieme. Maar wat maak dat daardie kieme daar begin groei? Jy het 5 sekondes om te dink. En die antwoord is, mense wat hulle vullis onwettig stort. Jep, wanneer mense sommer net hulle rommel enige plek los, dan skep dit die perfekte vuil plekkie vir slegte kieme om te groei. En dit maak ons hele omgewing siek. Hier's 'n baie belangrike vraag, want jy kan help. Noem 3 dinge wat jy kan doen om ons omgewing gesond en skoon te hou. Dink aan 3 goeie dade. Jou 5 sekondes begin nou. Fantasties. Jy kan rommel optel, jy kan bome plant, jy kan glas en papier herwin of jy kan water en elektrisiteit spaar. Enige 3 van daardie is wonderlike antwoorde. Onthou, elke klein dingetjie wat jy doen help. Wel gedaan met die eerste ronde. Jy doen briljant. Is jy reg vir ronde 2? Ons gaan nou oor 'n belangrike gesondheidsonderwerp gesels. HIV en Vigus. Reg so. Kom ons begin met die basiese. Jy het seker al die woorde HIV en Vigs gehoor, maar weet jy waarvoor daardie letters staan? Dink 'n bietjie. Jy het 5 sekondes. Okay, hier is die antwoord. HIV, dit staan vir menslike immuniteitsvirus. Dis die naam van die virus self. En Vigs staan vir verworwe immuniteitsgebreksindroom. Dis weer die siekte wat die virus kan veroorsaak. Dis goed om te weet wat die verskil is. Die HIV-virus val iets in jou liggaam aan wat ons jou immuunstelsel noem. Maar wat presies is die werk van hierdie stelsel? Waarvoor is dit daar? Dink gou, 5 sekondes. Jou immuunstelsel is soos 'n weermag van klein soldaatjies binne in jou lyf en hulle werk is om al die slegte kieme, siektes en infeksies te beveg om jou gesond te hou. As jy dit onthou het, is dit briljant. Hierdie is 'n baie belangrike vraag. Hoe kry iemand die HIV-virus? Hoe word dit van een persoon na 'n ander oorgedra? Dink mooi hieroor, jy het 5 sekondes. Reg, die antwoord is, HIV word oorgedra wanneer besmette bloed of sekere liggaamsvloeistowwe van 'n persoon wat die virus het, meng met die bloed of liggaamsvloeistowwe van iemand wat nie die virus het nie. Dis regtig belangrik om te onthou hoe dit werk. So nou dat ons weet hoe dit oorgedra word, kan ons dink aan maniere om onsself veilig te hou. Noem 2 dinge wat jy kan doen om jouself teen HIV te beskerm. 5 sekondes om te dink. Uitstekende veiligheidsreëls. Onthou altyd, nommer 1,
moet nooit ooit aan iemand anders se bloed met jou kaal hande raak nie. Nommer 2, maak altyd jou eie snye en wonde dadelik toe. En nommer 3, moet nooit naalde of skeermesse met ander mense deel nie. As jy 2 van hierdie kon onthou, is jy 100% reg. En hier is ons heel laaste vraag. Dis net so belangrik om te weet hoe MIV nie versprei word nie. So noem 2 alledaagse goed wat heeltemal veilig is en glad nie die virus kan oordra nie. Jy is 5 sekondes. Presies. Jy kan nie mief kry deur saam met iemand te speel, hande te skud, te hoes of te nies of kos te deel nie. Muskiete kan dit ook glad nie oordra nie. So dis heeltemal veilig om vriende te wees en saam met iemand te kuier wat mief positief is. En dit, my vriend, is die einde van ons oefensessie. Jy het fantasties gedoen. Kyk net al die vrae wat jy nou kan antwoord. Jy het hard gewerk en jy is reg vir hierdie. Gaan in daardie eksamen in met hoop en selfvertroue. Baie sterkte. Ek weet jy kan dit doen.